jy gaan nie goeie kinders groot maak as jy dink hulle kan nie sleg wees, hulle is altyd onskuldig, hulle kan niks doen nie. So as jy aanvaar dat jou kind het ook deel in die ellende, dan gaan dit jou help om eintlik hulle groot te maak om die genade beter aan te gryp en, as ek menslik mag praat, beter mense te wees. Goeienaand en welkom by Om die Woord. Ons is steeds besig om deur die katekismes te werk. Hartlik welkom aan elkeen van my mede-aanbieders, Skalk, Pieter en Alistair. Ons is baie bly om saam met julle hier te wees. Hartlik welkom aan elke luisteraar en kyker. Ons gaan vanaand in die besonder stil staan by vraag en antwoord 7 van die Heidelbergse katekismes. Ons is steeds in die eerste afdeling van die katekismes by die ellende kennis, en ons het nou verlede keer, of kom ons vat dit eintlik 2 vrae terug, by vraag 5 het ons nou gesê, ons geneigdheid as mense is om God en ons naaste te haat, so ons het gesien dat ons ernstig sondig is, en dan in vraag 6 vraag 6 van die katekismes antisipeer so mooi die mense geneigdheid om die skuld op iemand anders te pak, om uiteindelik die skuld op God self te pak. Is vraag, het God ons dan nou so sondig en verkeerd geskep? En die antwoord is baie duidelik nee, hy het ons goed geskep. En dan kom vraag 7, vraag 7 vra die belangrike vraag, waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan nou vandaan? As God ons nie so geskep het nie. En dan die antwoord gaan ek ook vir ons lees. Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva in die paradys, daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Dit is 'n groot ding wat hier staan, en dit is 'n mondvol. Ek dink wat ons eers net oor moet duidelikheid kry, vraag 7 begin sê, waar kom ons verdorwe natuur vandaan? En ek dink ons kan dan dadelik vra, gaan dit nou hierso oor die oorsprong van die sonde self? Ek sal graag by mede-aanbieders 'n bietjie bespreking daarop wil hoor. Gaan dit in daardie vraag, gaan dit oor die oorsprong van die sonde? Ja, ek dink as ek kan reageer wat 'n mens hier sien, wat nou weer eens baie mooi die lyn van die katekismes wys. As 'n mens nou van Sondag 2 af sien, die persoonlikheid van die vraag, kan jy dit alles ten volle nakom, en dan bou die volgende paar vrae daarop. Waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan? En hier moet ons dan nou onderskei, daai vraag wat jy gevra het, is die vraag oor die oorsprong van die sonde, of die oorsprong, of die waar ons verdorwe natuur vandaan kom. En die onderskeid lê daarin dat rakende Adam en Eva kan ons die vraag vra oor waar die oorsprong van die sonde lê in die paradys. Maar hier wil hulle nou vir ons verduidelik dat die verdorwe natuur waarmee ons nou sit, dit is 'n verdorwe natuur wat ons ontvang het, wat ons geërf het van Adam en Eva se tyd. Dit het ons van ons ouers ontvang het, hulle van hulle ouers, hulle van hulle ouers. En dit is die belangrike onderskeid om te sê, maar hierdie verdorwe natuur wat ons het, is 'n natuur wat in die geslagte heen gaan. Dit is iets waarmee ons nou sit, en iets wat in die geslagte ook heen gaan na ons. Ek dink dit ook net om te verduidelik dat hier moet die antwoord duidelik wees dat die verdorwenheid waarmee ons nou sit, hierdie ellende wat ons het, kom van die 2 ons eerste ouers af. Maar dis 'n totaal ander vraag om te vra, maar wat het gebeur dat hulle in sonde val? Ja, nog 'n opmerking. Ek dink ek self kan dit sê, natuurlik net die oorsprong van die sonde
is regtig eintlik 'n heeltemal ander vraag, nê. Dit gaan nie oor hoe ons wat mense is daaraan deel gekry het. Dit is waaroor dit gaan. So ons sê met ander woorde nie, die oorsprong van die sonde lê in die paradys nie. Wat ons wel sê is dat die manier wat die gebeurtenis wat gemaak het dat ons aan die sonde deel kry en dat dit deel van ons word, dit kan ons terugvat paradys toe. Ons wat nou mense is natuurlik. Ja. Kyk, as ek die antwoord onderskei die twee ook baie mooi. Van die val en die ongehoorsaamheid van ons eerste ouers staan daar. Van daardie sondigheid, daar het ons natuur so verdorwe geraak dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. So selfs die antwoord onderskei die twee goed vir ons baie mooi. Ja, ek dink dan die volgende vraag uit die antwoord raak dit dan duidelik. Ons is skuldig aan iets wat ons voorouers gedoen het. Natuurlik dan nou die voorveronderstelling dat Adam en Eva elke mens se werklike historiese fisiese voorouers is. Ja. Dit neem ons as vertrekpunt. Maar wat is dan nou die beginsel onderliggend aan so 'n stelling, nê, dat daardie iets wat gebeur het duisende jare terug, nê, op 'n plek waar ons nog nooit was nie, in 'n tyd waar ons nog nie gelewe het nie. Hoe werk dit dat dit ons probleem is, nê? Wat sit agter dit? Skalk. Ja, ek dink die sleutelwoord of die sleutelkonsep om te verstaan met dit in gedagte is die van die verbond. Adam as die verbondshoof van die mensdom val in die sonde. Hy slaag nie in die taak wat hy gehad het nie. En hy val in die sonde en so word daardie vloek ook deurtrek in sy nageslag en wat dan ons insluit. So sien ons daardie hierdie verskriklike ellende waarin die mens verval en uiteindelik kom die laaste Adam, Christus, om ons uit daardie ellende te kom red as ons nuwe verbondshoof. So dis daardie lyn wat dan getrek word vanaf Genesis deur na Christus toe. Wat eintlik mooi openbaar word met God se woord. Dis hoekom ons in hierdie ellende van die sondeval is omdat ons die eerste Adam, ons eerste verbondshoof nie geslaag het nie. Ja, ek dink ek wil net vir ons twee belangrike tekste voorhou. 'n Mens sien nogal die radikale skuif daarin, of die radikale breek in Genesis 5, as daar geskryf staan in die Bybel, dit is die stamboom van Adam, die dag toe God Adam geskape het God hom gemaak na die gelykenis van God. So, God het hom gemaak na sy gelykenis. Man en vrou het hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem die dag toe hulle geskape is. En dan sien ons die radikale breek. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek en na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem. Hier sien ons die breek dat die breek van die mens se beeld, se ewebeeld na God. Wanneer daai wat Skalk gesê het, die geweldige belang daarvan om die geskiedenis van Genesis 1 ook reg te sien en dan nou Paulus ons daarmee in Romeine 5 in vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde dan die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het. Want en dan gaan hy so aan, maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, baie oorvloedig geword. So jy het nou, presies soos dit wat Skalk sê, het hierdie
parallel van die eerste Adam en die laaste Adam. Die eerste Adam wat eintlik die deurgang van die sonde was, maar die laaste Adam wat dan nou die Here Jesus Christus is, wat dan nou verlossing bring. Wat sy genade oorvloedig geword het vir baie. En dan praat die gedeelte van meer oorvloediger geword het. Nee, so die genade wat daar in Christus opgesluit lê, is oorvloediger as die hoeveelheid sonde wat daar in die wêreld lê. En dit is mooi. Is net om hierdie konsep in een sin vas te vang. As ons wil glo dat dit is geldig, dat ons die verdienste van Christus kry, sonder dat ons iets doen om daarbij wat bydra tot dit, moet ons ook glo dat dit is geldig dat ons die sonde van Adam kry, al het ons nie self daai sonde gedoen nie. Ja, skus, net 'n laaste ding wat 'n bietjie bydra tot ek dink wat mense hier moet verstaan, is dan as 'n mens besef die verantwoordelikheid wat daar op Adam se skouers gerus het, nee, hoeveel te meer tragies daardie geskiedenis is, van sy val in die sonde, dat dis nie net iets wat hy homself oorgekom het nie, dis iets wat die ganse wêreld en die geskiedenis daarvan oorgekom het. Ek dink dit maak dit nog meer tragies. Ja, om iets daarby te voeg, ons moet ook onthou dat ons sal nie enigstens beter vaar as ons in Adam se posisie was. Ons moet nie trots wees en dink dat ons sal enigstens as ons in sy posisie was die regte ding gedoen het nie. Ja, dit is altyd by nabaat wat jy dink jy sou iets beter kon doen of makliker kon doen. Ja, mens kan baie maklik dit afspot en sê, waarom het hulle geluister na die slang? Nee, wat so simpel onnoosheid, maar by nabaat is dit baie makliker. Ja, en ons praat vanuit ons gevallenheid, nee. Ja. Dis 'n volgende ding. Ek dink ek dink ons het nou 'n baie belangrike ding aangeraak, nee, Skalk het die verbondsmatigheid ingebring. En gesê, maar goed, nee, Adam het ons verteenwoordig in die val, nee. En dan Christus het ons dan later verteenwoordig in die oordeel van God. So daar's 'n verteenwoordiging. Ek dink dalk net belangrik, die verbondsverhouding waarin die Here vir Adam wat Adam waarin Adam met die Here gestaan het. En ja, uiteindelik waarin ons as mense nog steeds gebind is, omdat Adam ons natuurlike hoof is dan. Dit word gewoonlik genoem die werkeverbond, en daar's nou baie verskillende name. Ek dink lewensverbond is ook 'n mooi naam daarvoor, maar net so 'n bietjie oor die inhoud van daardie verbond, die beloftes en die eise wat daardie verbond ingehou het. Ek dink dit is belangrik, ook as ons nou weer kom by die verlossing later, dan gaan ons daaraan raak. Wat was daai beloftes en bedreigings en dan nou die eis? Ja, jy het in die Adam verbond het jy nou nogal die mooi, ek dink baie keer kan mens verbond kan mens met 'n klomp ander woorde ook verduideliker maak. Dan kan 'n mens eintlik sien, maar wanneer jy dan praat oor verbond, praat jy eintlik omvattend oor die hele skrif. Verbond is die Here wat homself met die mens verbind. Dit is die Here wat in verhouding staan met die mens. Dit is die Here wat gemeenskap het met die mens, nee. So dit is 'n klomp, dis al hierdie woorde is opgesluit in die woord verbond. En hier kry jy dan net die Here wat homself nie net Adam skep nie, maar die Here openbaar homself aan Adam. En dan gee die Here vir Adam in hierdie baie mense noem dit ook die Adam verbond of verbond met Adam. Kry jy hierdie verbondsseën wat dan nou belofte op die lewe is, en die verbondsvloek wat dan nou die vloek op die dood is. Jy kry dan nogal die gebod wat die Here vir Adam gee, dat
indien hy wel ongehoorsaam is, dan gaan die Here hom vloek in sy nageslag. Daar gaan dood wees. En dit sien die mense in Romeine 5. Die dood het in die wêreld tot almal gekom. Maar indien hy gehoorsaam sou wees, dan kan mense eintlik nou 'n hele rigting van spekulasie gaan, maar daarin is dan die teenkanting die verbondseën. Dit is dan die lewe. En daar kan 'n mens lewe nie sonder Christus sien. En dit is maar wel wat ons kan sê dat daar sou lewe gewees het. En daar sou nie dood, pyn en smart gewees het. Nee, ek wil sê mens moet wel versigtig wees om te vra wat as. Want dit is lekker om oor te dink, dit is lekker om te spekuleer, maar die oomblik wanneer jy vra wat as met die gedagte dat dit sou beter wees, dan sê die huidige raadsplan van God is nie die beste nie, terwyl ons glo dat dit is. Dan is soos dit moet wees. Of verstaan ons dit nie, al sien ons in die ene is dinge soos dit moet wees. Ja, ek dink baie treffend net die lewe en dood teenstelling. En op die uitbreidings van die verbond ook later met Israel, dan sien 'n mens mooi die Here sê vir hulle, na hy sy verbond seën en verbond vloeke vir hulle voorgehou, dan sê hy nou is daar vir julle voorgehou die lewe en die dood. En dan is die opdrag, kies dan die lewe. En ons verbondshoof Adam het die dood gekies. Dit is in ons dag en tyd natuurlik dan ook belangrik. Adam is aanspreeklik. Ons het almal in Adam gesondig en nie in Eva nie. Nee. Iets oor hoekom dit belangrik is om daai so pertinent te sê. Ja, ek gaan net 'n inleidende ding sê dalk en dan kan Skop of Pieter daarop uitbrei. Maar dit wys dan nou ook uitlik nie net op die verbondshoof posisie wat Adam bekleed het nie, maar ook op die hoofskap in die gesin of in die huwelik wat hy bekleed, die volle verantwoordelikheid vir daardie sondeval het op hom neergekom. En daarom dat jy dan daardie lyn dan nou deurlopend kry dat daar 'n laaste Adam nodig was. Daar moes 'n laaste Adam kom wat dan daardie volle mislukking ten volle kon regmaak. Op hom dra. En dit het nou die laaste Adam se verantwoordelikheid geword om dit reg te stel. En ek dink hoe mense dan nou baie keer goed in die wêreld sien uitspeel is dat mense nogal nie die verhouding soos by die Here dit vir man en vrou ingestel het wil erken in die wêreld nie. Die wêreld wil eintlik nie baie keer die bruidegom en bruid verhouding raak sien soos wat die Here dit voorstel, die man wat hoof is van die huis en die vrou wat nie is nie, die vrou wat tuiste skepper of onderdanig is nie. Die wêreld wil dit nie sien nie. En die gevolge daarvan dink ek is verrykend, want as jy dit vanuit die praktyk nou wil terugvat en jy sê maar die vrou is net soveel van 'n hoof soos wat Adam is net soveel van die vrou is net soveel van 'n hoof as wat haar man is, dan as 'n mens dit logies terugtrek, beteken dit dat Eva dan ook die hoof moes gewees het. En logies dan nou verder, dan moet ons nou nog wag vir 'n laaste Eva. Dit is net glad hoe die Bybelse lyn loop nie. Die Bybelse lyn loop so dat die gevolge van die sonde het 100% neergekom op altyd die gevolge gedra met die verantwoordelikheid van die sondeval het 100% neergekom op Adam. Wat goed en reg is, dit is hoe die Here dit geskep het. En daarom ook dink ek so met huisgesinne vandag, mens kry regtig mans nog steeds wat vandag sê dit is die vrou wat verkeerd gemaak het, die vrou wat op my pad afgekom het. In plaas van mans wat eintlik dalk sê nee, maar goed wat skeefloop in my huis is my skuld. Ek dink ek kry te min daarvan. Skalk, ekskuus. Ja, ek dink om also by te dra en ek dink ons sien daardie raak in
in die paradys waar die Here Adam konfronteer en dan die heel eerste ding wat hy sê is, dit is die vrou wat U my gegee het, wat my laat. En ons sien presies daardie draaikie, die skepingsorde van die Here en ook daardie wegstoot van verantwoordelikheid neem, wat so ook in die wêreld ingekom het. En so nie vir Adam se hoofskap was en so Eva totaal en al volle skuld gedra het vir wat gebeur het. En dit is ook nie so iets wat mens hoor wens nie. Dis nie die wat die hoofskap nie wil herken. Dis die uitkoms, dis in elk geval nie die uitkoms wat hulle sal wil hê nie. Ja, net so opmerking vir Alistair se inleidende opmerking was dit nou nogal 'n goeie inleiding met 'n inleiding liggaam en slot. Maar goed. Ek dink dit maak dit baie duidelik mee. As ons ooit met die vraag gekonfronteer sou word, sou Christus 'n vrou kon wees. Sou ons verlos kon word as Christus as vrou gekom het. Dan is die antwoord baie duidelik nee, volgens Romeine 5, nee. Want ons het almal in Adam geval. Hy is verantwoordelik gehou daarvoor. Nee, dit sou half in die geskiedenis per ongeluk gebeur het dat Adam die verantwoordelikheid moes dra en dit sou per ongeluk gewas dat daar vir 'n maagd Maria 'n seun gebore is. Is eintlik maar ook 'n lelike verskynsel onder baie mense. Dat dit maar eintlik toevallig was dat dit altyd seentjies was. Dit kon so net sowel 'n vrou gewees het. Dit dink ek nie ons gaan later leer ook in die katekismes dat ook niks per toeval gebeur nie, maar uiteindelik was dit is deur die skepingsorde dat Adam verantwoordelikheid moes dra en dit is binne die verbond deur 'n regstelling daarop dat dit 'n man moes wees wat dit regmaak. Ek dink net te bevestig dit wat teen sê. Ja. Ja goed, ek dink as laaste vraag kan ons ook net hanteer die katekismus sê ons erf iets, nee. En as mense hou ons baie daarvan om goeie en lekker dinge te erf. Maar die realiteit is ons erf slegte dinge ook. Ons leer van die erfsonde. Ons is ons sonde ontvang en gebore, so van die oomblik van bevrugting af is jy eintlik doenwaardig. Dis die implikasies daarvan. Ek dink om net iets te sê, as ons praat van erfsonde, dan onderskei ons gewoonlik tussen erfskuld en erfsmet. As ons dalk net 'n bietjie lig daarop kan werp. Ja, ek dink die onderskeid is belangrik want daarmee wil nou wys eintlik die erfgedeelte van die sonde is dat ons het hierdie skuld wat van deur die tyd af tot en met ons onlangse ouers oorgedra word na ons toe. So dit is 'n rekening wat net nooit opbou nie. Maar daarmee saam is dit ook dan nou jy wat aan die beurt is om tot daardie rekening by te dra. En dit is deur die erfsmet wat jy veroorsaak in jou lewe. Mens sien dit eintlik al van kleins af. Mens kan dit nie dink nie. Maar as 'n mens babas baie fyn dophou, sien 'n mens die manipulering. Mens sien dit in die 2, 3, 4-jarige fase in. As 'n mens nou ouers dophou met hulle kinders, dan sien 'n mens hoe eintlik dit nie 'n engeltjie is wat daar is nie. Dit is nie 'n perfekte kindjie nie. Daar is sonde wat 'n geweldige invloed daarop uitspeel. 'n Mens sien dit, dink ek, in die teleurstelling van ouers. Die eerste keer as hulle seun of hulle dogter steel, die ouers staan so half verontwaardig, maar waar op die planeet het hulle dit leer doen? Hulle het ons nie sien steel nie. Hulle is in 'n goeie skool. Waar het hierdie kind leer steel en hy het dit homself leer. Die kind of enigiemand het nie slegte invloede van buite af nodig om sleg te wees nie. Hy is dit in homself. Dit geld maar vir eintlik vir
vir enige en elke mens. Die kind wat die heel eerste keer lieg. Ek dink dit is 'n skok vir gelowige gelowige getroudes, gelowige ma en pa. Dit is dink ek dit is iets geweldig erg as so iets moet gebeur. Maar nie onverwags nie. Dit is deel van daardie kindjie se natuur en mens sien dit net verder uitbou uiteindelik. So net ja, kindjie het 'n sonde van jou geërf en verder pleeg hy dit ook self. Ja, ek dink dis belangrik. En dan verstaan ons ook die verlossing, die skuld wat deur Christus uitgedelg word. Verstaan 'n mens dan ook duideliker. Ek dink ons moet dan hierby volstaan. As nog laaste opmerkings is. Net vinnig, ek besef nou dit klink verskriklik as 'n mens praat van kinders en hulle pleeg goed en hulle doen die en hulle doen daai, maar dit is tog iets waarin jy jouself moet ontnigter en jy moet dit duidelik kan raak sien dat jy ook duidelik daarin moet weet dat jou kind het ook net soveel die verlossing in Christus nodig soos enige ander persoon. En dat 'n mens nie daar verby moet kyk nie. Hulle ook nie moet hulle moet koester in daardie sonde nie. Hoegenaamd nie. 'n Mens moet baie ernstig die ding aanspreek, baie ernstig daarmee omgaan. Jy gaan nie goeie kinders grootmaak as jy dink hulle kan nie sleg wees, hulle is altyd onskuldig, hulle kan niks doen nie. So as jy aanvaar dat jou kind het ook deel in die ellende, dan gaan dit jou help om eintlik hulle groot te maak om die genade beter aan te gryp en as ek menslik mag praat, beter mense te wees. Ja, daar klink ek onkalvinisties, maar julle bedoel wat ek verstaan. Goed, dan moet ons regtig afsluit nou. Baie dankie vir jou Skalk en Alistair en Pieter. Dankie vir elke luisteraar. Dan sien ons volgende week weer. Net so disclaimer, Pieter. Luister mooi wat ek sê, die antwoord op die eerste vraag is nee. Ja. Maar goed. Hoekom word ek uitgesonder? Want die vorige keer wat ek 'n vraag gevra het, wat die antwoord ook baie duidelik nee was, het jy net ingeval en gesê, ja, dis dieselfde. Oeps. Ja. Ja, sonde en ellende is gelyk. Sonde en ellende. Dit gaan, weet jy hoe gaan dit lyk op die video waar ek en Alistair het merkbaar iets oorgekom toe jy sê dit is sinoniem. Dit is, ja, leider dieselfde. Nee, dis nie sinonieme nie. En toe die ergste van alles, Pieter, die ergste van alles, toe verduidelik jy die verskil en sê nog steeds dis sinonieme.